Nou julle wat ek vandag wil doen is 'n preek begin en 'n reeks begin wat oor 2 weke gaan strek. En oor 2 weke gaan ek jou nou al sê, gaan nie so great preke wees nie, maar die derde week. Die derde week gaan amazing wees, want die derde week beplan ek om iets te doen wat ons die volgende 2 weke gaan bou soontoe. Nou ek sê eerlik, ek weet nog nie wat ek gaan sê die derde week nie. Maar ek weet dit gaan 'n amazing preek wees. En hier is ons hoekom. Want ek wil graag hê ons almal moet met 'n challenge gaan hierdie volgende 2 weke. En soos ek hierdie preek gaan jy hoor hoekom. Ek wil hê ons moet almal hier uit gaan stap en vir die volgende 2 weke regtig gefokus wees op 'n taak. Noem dit huiswerk as dit jou motiveer. Die van julle hou van huiswerk. Noem dit admin as jy hou van admin. Noem dit sport as jy hou van sport. Noem dit speel as jy hou van speel. Geen om wat jy dit noem nie, maar hier is ons iets wat God wil hê ons almal moet betrokke by bly vir ewig. En dit is dat jy iemand identifiseer wat stoei in hulle geloof of nie glo in die Here nie. Vir wat ook al die rede mag wees. Identifiseer daai persoon. Skryf daai naam op die yskas as jy moet, skryf dit op jou speel as jy moet, maar raak so ernstig die volgende 2 weke dat jy tyd saam met hulle spandeer, sodat jy hulle die derde week kan bring. Dis die doel. Probeer slim raak, kry kreatiewe maniere. Jy weet ek sê dit altyd, nooi hulle vir golf en dan laai hulle eers hier af voor jy gaan. Doen wat jy moet doen, julle. Want die derde week gaan 'n amazing preek wees. Maar kom ek vertel jou, waar voel ek so daaroor en hoekom voel ek so oor en hoekom hierdie tipe taak? En dit is waaroor ek gaan praat die volgende 2 weke. Ons gaan praat oor hierdie onderwerp en hierdie klein reeks van onweerstaanbaar. En hierdie is nie iets wat ek kan dink nie, hierdie is iets wat as jy jou Bybel gaan lees en net kyk na die 4 evangelies van Jesus, is hierdie een van die woorde wat jy moet bo oor Jesus sit en sy bediening sit. Ek bedoel, het jy al verse soos hierdie raak gelees? Matteus 9 vers 9. En toe het Jesus daarvan af verder gegaan. Toe sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. Hy was 'n tollenaar. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Nou ons lees daai soos die kinderkerk storie. Maar dink gou môreoggend. Sit jy by die werk, jy is besig om te doen wat jy moet doen, en hier stap 'n persoon wat jy nog nie ken nie, nog nie 'n wonderwerk gedoen het nie, en hy stap na jou toe sonder homself eens regtig voor te stel en hy sê, hey, Pieter, volg my. En jy sê, ja, sure. Het jy ook vrae oor dit? Hoe gebeur dit? Hoe is dit dat Jesus by vissermanne kan opdaag en sê, los julle nette en kom agter my aan, dan gaan julle vissers van mense maak, en okay, en hulle gaan uit. Hoe is dit dat Jesus in dorpe kon rondloop, en mense begin hom volg, hy kry mense om te kom luister, om te kom hoor, om te kom sien. Dis asof Jesus se bediening onweerstaanbaar was. Mense wou weet, mense wou inlei, mense wou hoor, mense wou voel, mense wou ervaar, mense was nuuskierig. Dit het 'n dorp tot stilstand gebring, want as hulle gehoor het Jesus is daar, raai wat doen hulle? Hulle hou op werk en hulle gaan kyk. En hierdie is iets wat my so vra laat vra. En my so uitnooi, want wat presies het Jesus se bediening onweerstaanbaar gemaak? Wat was dit? Was dit die feit dat hy wonderwerke gedoen het en almal was net soos, ja, ek kan nie wag, ek hoop ek sal nie ry vandag, weet ek soek ook enetjie. Was dit dit? Dit was seker deel daarvan, maar nee, dit was meer as dit. Was dit sy boodskappe? Want jy lees hoeveel kere in die Bybel as hy gepreek en dan sê die mense hy preek met 'n ander autoriteit en daar's net iets rondom hom wanneer hy preek. Ons beleef die Here. Was dit die preke? Dit was deel daarvan, maar dit was nie dit nie. Was dit die manier hoe hy gehad het om te bid, en wanneer hy bid, en dan voel die mense daai verhouding met God, ja, dit was deel daarvan, maar dit was nie dit nie. Jy sien, wat Jesus se bediening onweerstaanbaar gemaak het, was een ding en een ding alleen, en dit was sy missie. Jesus was gefokus. Hy het geweet wat hy moet kom bereik en wat hy moet kom doen op planeet Aarde. En Angus Buchan sê dit altyd so, ek sal dit nooit vergeet in die 2008 se Mighty Men, het hy sê, the world stands aside for a man that knows where he's going. En ek kan nie help om te dink, maar dis wat mense by Jesus beleef het nie. Hy het geweet hoekom hy op aarde is, hy het geweet wat hy moet kom doen, en hy het so gefokus het uitgeleef. En as gevolg van hy wat in dorpe opdag, by mense opdag, en hierdie missie voor oë het. Het dit wonderwerke gebring? Het dit dorpe geskuif, bekerings gebring, herlewing gebring? Het dit soveel mooi hemel op aarde gebring?
En die mense die hemel beleef, as hulle soos luister, wie gaan nee sê vir die hemel? Almal soek die hemel op aarde. Want kyk hoe lyk dit. Jesus wys dit vir ons. Geen wonder mense los hulle werk nie. Geen wonder mense gaan nie, want hulle beleef letterlik die koninkryk van God hier en nou. En dan is my vraag, en hier's waarop ons almal moet uitkom. Maar wat was hierdie missie van Jesus? Wat was dit? Wat is die ding waarop hy so gefokus wat hom gedryf het? Wat was die ding dat hy gemaak het dat hy nie afdwaal daarvan af nie? Wat seker maak hy bly in die wil van die Here? Wat was dit? En dit staan duidelik soos daglik in die skrif. Hy sê dit een keer in Lukas 19 vers 10. En hier's wat hy sê. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. En hierdie is vir my so interessant. Want jy sien wat Jesus se bediening onweerstaanbaar maak, is nie noodwendig wat hy gesê het nie, maar wie hy deel gemaak het. Hoor mooi. Is nie noodwendig die mooi van sy boodskap en die insig van wat hy bring hemel toe en die Vader wys vir almal. Dit is wie hy deel gemaak het op sy missie. En hy het gesê, ek kom vir die mense wat verlore is. Dis hoekom ek hier is. Ek soek hulle. Waar kan 'n dorp loop? Ek kyk nie net waar kan ek iemand help nie. Ek soek die persoon wat regtig God nodig het. Ek soek die ou wat verdrink, die ou wat stoei in sy geloof, die ou wat bid en is voel teen die dak vas, die ou wat voel hy's gediskwalifiseer as gevolg van sy sonde en sy geskiedenis. Ou wat sê, maar ek is nie waardig om kerk toe te gaan nie, sinagoge toe te gaan nie. Jesus loop rond en hy sê, ek kom vir hulle. En hy maak mense deel wat nie noodwendig deel was van die prentjie nie. En dit het baie mense geïrriteer. Maar dit het die meeste gesê, maar ek wil deel wees. Dit was onweerstaanbaar. En dit was mooi in die tyd. En Jesus se hart het nog nooit verander nie. Jy weet, Jesus is een keer in 'n dik gesprek met die Fariseërs en dit is vir my so interessant hoe hulle hom begin aankla oor 'n klomp goed. En hoor in hierdie gesprek, wat sê hy? Wat sê hy oor hulle, vir hulle, en wat sê hy oor homself? Hy sê Matteus 11 vers 19, ek, die seun van die mens, hou van gesellige maaltye. Ek eet en drink wyn, en julle sê, hy's 'n vraat en 'n dronklap, 'n vriend van slegte soort sondaars. Het jy al 'n slegte pel gehad? Jesus het die slegste sondaars uitgehang. Hy was nie daar by die heilige kringe nie. Hy was nie net te vind daar waar daar Bybelstudies was nie. Hy was nie net te vind daar waar dit heilig en reg voor die oë van die Here is. Hy was daar by die mense wat verlore was, wat God die meeste nodig gehad het. Soveel so dat hulle hom aangekla het as 'n dronklap. Hy sê, hoe kan hy sê hy is die seun van God as hy daar uithang, saam met daai mense is? Hoe kan hy hierdie ou wees wat hy sê hy is? Kyk hoe lyk sy lewe. En hulle kritiseer hom, kruisig hom. En Jesus sê, weet jy wie is my vriend? Ek's 'n vriend vir die sondaars. En dis goeie nuus julle. Dis so goeie nuus. Dis goeie nuus vir elkeen van ons, by the way. Want raai wat, ons het ook 'n lang lys sonde. En God kyk nie na ons en sê hy jou vuil goed nie, hy sê ek is 'n vriend van sondaars. Nie omdat ek jou sonde goedkeur nie, omdat ek weet al hoop wat jy het om uit daai sonde uit te kom en 'n lewe te leef wat God vir jou wil hê is ek is jou vriend. Die feit dat jy by my moet wees, my moet ken, my hart moet voel, my hart moet hoor, my woorde moet hoor. En daarom was Jesus op 'n missie. En nie net het Jesus hierdie gewys en gedemonstreer, hy het hierdie geleer vir sy disippels. Dis nie nommer een ding wat hy in hulle harte ingekry het, vir hulle gewys het. Ouens, julle gaan in plekke moet gaan, dinge moet doen, boodskappe moet verkondig vir die sondaars, want ek wil almal deel hê van my koninkryk. Jesus gebruik radikale woorde in sy prediking en hy sê, my koninkryk behoort aan die tollenaars en die prostituie. Nee man, Here, die gesien hoe lyk hulle? My magtig. Hoe werk dit? Hulle is dan die ouens wat steel. Hulle is dan die ouens wat opneek. Hulle is die ouens wat maak dat ons almal swaarder kry. Ja, ons moet hulle gaan help. Ons moet hulle bevriend. Ons moet by hulle uitkom, want ons is die lig vir die wêreld. En hy leer hierdie boodskappe vir hulle. En wat vir my interessant is daar's iets wat gebeur wat so gevaarlik is. Ons het hierdie week Hemelvaart gevier. Jesus gaan op hemel toe.
En nou stuur hy sy disippels met hierdie opdrag. Jy weet, gaan nou uit. Gaan leef hierdie boodskap, gaan leef hierdie missie. Ek gaan nou nie meer saam met julle wees nie, maar my taak is nog nie klaar nie. Daar's nog baie sondaars, nog baie verlorenes. Julle hoofding wat julle nou moet dryf en die taak wat ek vir julle gee is, gaan na die sondaars toe. Gaan vertel hulle die goeie nuus. En iets gebeur nie baie lank nadat Jesus weg is nie. Hulle dwaal bietjie. Hulle dwaal af van hierdie boodskap af. Die ding wat hulle dra is nie meer die sondaars nie, maar hulle begin stoei oor 'n klomp redenasies rondom God. Dit raak soveel so binne die kerke dat hulle hou vergadering op 'n stadium. En hoor mooi, in Handelinge 15 lees jy van die heel eerste kerkvergadering. Nou julle as julle ons kerk goed ken, ek hou niks van 'n kerkvergadering nie. Want jy kan 5 ure spandeer in een vergadering en besluit oor 'n muurprop. En pragtig, hier sit hulle in 'n kerkvergadering en hulle moet besluite neem. En die grootste besluit wat hulle moet neem is, ouens, wat is die missie? Wat moet ons hart wees? Wat moet ons maak met die sondaars? En hier's wat hulle sê. Handelinge 15 vers 19 staan, Jesus se boetie op Jakobus, die leier van Jerusalem kerk, en hy sê, julle daarom meen ek, dat ons dit nie moet moeilik maak vir die heidene, wat hulle tot God bekeer nie. Wat gebeur het in die kerk, is dat die disippels het gesien hoe Jesus op aarde rondloop, en het maklik maak vir sondaars om hom na toe te kom, maar kort daarna, het hulle het begin moeilik maak vir sondaars om na hom toe te kom. Die boodskappe wat hulle gepreek het, die paaie wat hulle neergelê het, die dinge wat hulle gesê het as 'n struikelblok gedien vir die sondaars. En jy skielik kom hulle in die vergadering en sê, ouens, maar ons het afgedwaal. Ons het begin dink, ons is beter as hulle. Ons het gedink, ons is reg en hulle moet hulle lewens uitsorteer, want as hulle nie hulle lewens uitsorteer, dan gaan hulle hel toe. Jesus het nog daai boodskap gepreek nie. Hy het gesê, jou sonde skeer jou weg van God af en dit sal nie hel kry, maar hier is ek en ek bring vir jou lewe. Ek is die goeie nuus, vertrou op my, ek kan sonde vergewe. En hulle het so stadig maar seker begin vergeet van die missie van Jesus. Hier's waar ek wil uitkom. Julle, as die 12 disippels, wat Jesus gesien het, gehoor het, gevoel het, langs hom geslaap het, sy preke en sy gebede geervaar het, as hulle begin dwaal het van die missie af, kan ek jou nou al beloof, ons doen ook. Dat ons stadig maar seker begin maak, dat ons verhouding met God en ons kerke, alles gaan oor ons. Hoe ek het ervaar, hoe ek het wil hê, wat vir my gemaklik is en wat vir my sin maak, en stadig maar seker begin daai missie van Jesus dwaal, en ek is hier vandag om weer vir ons te herinner dat die missie van Jesus is onweerstaanbaar vir sondaars. Maar wanneer sondaars kerk toe partykeer kom, of er gesprekke kom met Christene, dan beleef hulle dit anders. Mense, as dit Christene is, ek weet nie. Mense, as dit Christenskap is, ek weet nie. En hulle het meer vrae as antwoorde. Hulle het meer slegte nuus as goeie nuus. En hierdie is nie hoe Jesus bedien het nie. En vandag roep ek ons almal en ons sê, ons het werk julle. Want as ons nie intentioneel gefokus bly op die missie van Jesus en ons as sy kinders sy taak gaan klaarmaak nie, dan raai wat gaan gebeur. Die outomatiese ding gebeur, die gravitasie wat binne in ons harte gebeur is, ons graviteer na inwaarts gefokus wees. En dis wat gebeur. En ons almal was al hier, ek weet dit, ek het al gehoor. Vat net Sondagoggende. Mense, alweer hierdie liedjie, kan ons asseblief net nie hierdie liedjie sing nie. Ag, kan ons asseblief net weer daai liedjie sing. Ag, kan ons asseblief net hierdie ene ophou vertaal, kan ons asseblief ophou daai doen, kan asseblief ophou daai doen. My vraag is net, wanneer ons stoei met daai tipe goed, uit waaruit kom daai opinie? Kom dit uit die missie van Jesus? Of kom dit uit 'n inwaarts gefokusde opinie? Van ek hou nie daarvan nie. En hierso ek weet ons almal is inwaarts, ek insluitend. Ons graviteer net so intoe. Weet jy wat is die grootste probleem op planeet Aarde? Tans, die grootste ene daar buite. Ek dink daar's baie, nee, daar's oorlog aan die gang. Ek dink ekonomie is taai, ons almal voel hom. Daar's bedrog, wat skrik vir niks. Ek dink daar's groot probleme daar buite en dalk
Ek weet nie, dalk weet jy van groter nuus as ek iets van weet nie. Dalk is daar regtig spaceships. Ek weet nie, dalk is daar UFO's. Ek weet nie. Maar weet jy wat is die grootste probleem? Die een wat jy tans beleef. Is ek reg? Want dis die een waar jy die meeste bid. Dis die een waar jy die meeste stoei. Dis die een wat jou wakker hou in die aande. Die oorlog pla jou nie regtig. Jy lees oor hom en dan gat jy weer aan. Die een wat jou die meeste raak, is die een wat jy die grootste ervaar. Dis inwaarts gefokus. Jesus kom aarde toe en ek sien, hy sê daar's 'n klomp probleme, maar weet jy wat die grootste probleem en die grootste fokus wat ons nodig het, is daar's mense wat op pad hel toe gaan. En ons moet iets doen om hulle te help om by Jesus uit te kom, want niemand kan by die Vader uitkom sonder dat hulle by hom uitkom nie. En Jesus sê, en hy roep sy kinders, nie na inwaarts gefokus wees nie, maar uitwaarts gefokus wees. 'n Intentionele besluit om te sê, maar wie is verlore, wie het God nodig en hoe kan ons hulle help om te kom? En julle, ek kan nie vir julle sê hoe deel hierdie van die DNA is van ons kerk nie. Die dag toe ons hierdie kerk gestig het, was hierdie ons visie. Ons wil 'n plek skep waar die Afrikaans sprekende verlore mense wat stoei in geloof, mense wat nie 'n geestelike tuiste het nie, mense wat vra het en nie 'n plek het om vrae te vra nie. Mense wat nie weet hoe om te bid nie, maar ook nie weet waar om te leer nie. Mense wat nie weet hoe om hande te vat met ander gelowiges nie, want hulle voel geestelik geïntimideer. Ons wil 'n veilige spasie skep vir hulle waar hulle God kan beleef. Dis die DNA van ons gemeente. En as jy ooit gewonder het, hoekom seën God ons gemeente? Want ons vat hande met sy missie. Ons sien ons doen dit perfek nie, glad nie, maar ons is ernstig hieroor. En ons kan nie 'n gemeente raak wat inwaarts gefokus is nie. Die oomblik as dit gaan net oor ons, julle is ek die eerste een om te bedank. Dan sê ek, maar dis nie die doel van Jesus nie. As ons sê ons is sy hande en voete, beteken dat ons maak sy werk klaar op planeet Aarde. En hier is my vraag aan elkeen van ons vandag. Hoe gefokus is jy deesdae? Is jy deesdae meer inwaarts gefokus of uitwaarts gefokus? Is jy meer bekommerd oor hoe jy dinge ervaar of wat aangaan in die ewigheidsprentjie vir Jesus? Wat dra jy op jou hart swaar? Wat definieer jou gebede deesdae? Waarheen is jy alheen op pad? Wat voel of jy 'n sukses maak van jou lewe of jou lewe in die drein gooi en nie waarde toevoeg en betekenis toevoeg op planeet Aarde nie? Wat sê al hy goed vir jou? Want Jesus het gekom en gesê, daai alles moet afhang van die missie. Verlore mens wat by my uitkom. En hier's ons woorde rondom dit. En julle het al baie gehoor hoe sê ons dit. Ons sê Invloed Kerk is die perfekte kerk vir onperfekte mense. Ons sê dit oor en oor en oor en oor en oor. Hoekom? Want dis ons manier om te sê, julle wees uitwaarts gefokus. Wees gefokus op daai onperfekte mense. En 'n ander manier om hierdie te sê is dat Invloed Kerk is die perfekte kerk vir nie kerkmense. Vir mense wat so sê, maar hierdie is eintlik my plek hier, ek is vreemd hier binne, ek moenie eintlik hier wees nie, ek is nie so heilig hier, ek is nie daar nie. Ek sukkel nog in my geloof, ek weet nie ek my verhouding met God nie is reg is nie. Ons skep plek vir daai mense. En ja, ons wil hê die prostituie en die tollenaars, hulle almal moet hier inkom. Maar pas op Invloed Kerk. As mense hier instap byvoorbeeld en ons begin inwaarts gefokus wees en ons dink, daai ou, hoekom kom hy kerk toe? Jy weet, ek weet hoe syp hy. Raai wat is daai mindset? Inwaarts, nie uitwaarts nie. 'n Uitwaarts gefokusde sal wees, kyk wie's by die kerk. Ek is so dankbaar hulle is hier. Want hier is die plek waar ons God kan beleef. Ons plek moet 'n plek wees waar enigiemand kan kom. Met mintasems of brandewynasems. Kan kom. Of jy huwelik goed lyk of stikkend lyk, jy kan kom. Of jy jou lewe reg bestuur of nie, jy kan kom. Want Jesus het gesê, enigeen kan kom. Ons was nou bevoorreg genoeg die laaste tyd om bietjie weg te wees, soos julle weet hier by die kerk. En ek wil julle net 'n prentjie of twee wys, maar hiersoos wat ons moet besef, dat Invloed Kerk, ons is nie alleen in hierdie missie nie. En dalk besoek jy vandag, of jy kyk nog ons kerk uit, en hierdie is volksvreemde taal vir 'n kerk om te sê, want moet 'n kerk nie net
binnewaarts gefokus wees met die lidmate nie en ons moet die lidmate net versorg en alles gaan net oor binnewerke van die kerk nie. Ja, ons kyk na mekaar. Hoekom? Sodat ons sterk genoeg kan wees om te gaan in die missie te gaan doen. Dis waar dit gaan. Maar ons kyk na mekaar en ons is hier vir mekaar en ons skakel in my groepe en maar hier's wat ons moet weet. Is dat dalk klink dit vir jou vreemd? Dalk klink dit vir jou nuut oor die DNA van kerk wat so moet wees? Maar ons is nie alleen nie en ons was so bevoorreg om nou die laaste tyd na 'n konferensie toe te gaan in Amerika en 'n klomp Suid-Afrikaners was genooi na hierdie toe en hier's 'n foto van ons almal saam en hierdie is 'n klomp kerke oor Suid-Afrika en daar's baie meer wat dit net nie kon maak nie. En hier is ons in Atlanta in Georgia, Amerika en hier is klomp kerke, maar hierdie foto is 'n foto van baie meer mense as net die Suid-Afrikaners. Hierdie is 'n foto van al die mense wat hierso is mense wat kerkleiers is of betrokke by 'n kerk, werk by 'n kerk. Besig is om hierdie wat ons ken te vat oor die hele aarde. En mense, God se kinders te herinner aan God se woord op 'n manier dat hulle dit kan volg. En mense te nooi wat nie noodwendig deel is van kerk en uitwaarts gefokus te wees. En julle hier's mense van Mexico, hier's mense van Brasilia, hier's mense van China, hier's mense van Korea, hier's mense van Australië. Alhoewel ek het hulle gas gegee oor hulle rugby by the way. En hier's mense van oor die hele wêreld wat hierso staan en ja sê vir ons kan nie laat gaan van die missie van Jesus nie. Daar's te veel kerke wat doodloop en daar's te veel kerke wat inwaarts gefokus is en ons vat hande, help mekaar, motiveer mekaar om te sê uitwaarts gefokus. Wees 'n kerk vir onperfekte mense. Hoe amazing is dit nie? Dat hierdie net iets is vir ons hier in Nelspruit nie, maar oor die hele wêreld. En ja, deel van daai prentjie is daar al 'n groep Afrikaans sprekende boertjies ook en sê maar Here ons ook. Ons ook. En ek kon nie help om te dink toe ek daai foto sien, toe ek dit klaar geneem het en ek kyk na daai foto om te dink, maar as dit nie vir die missie van Jesus was nie een van daai kerke daar nie. Nie een van daai mense daar nie. En julle met baie liefde sê ek die volgende, maar ek het groot geword in 'n huis waar ons nie die Here aanbid het nie. Ons het nie 'n Bybel in ons huis gehad nie en ons het nie kerk toe gegaan nie. Ek het nie 'n kerkliedjie geken nie en dit was die weirdste ding om kerk toe te gaan, nie omdat ek vreemd was met die mense daar nie en dit was nie vir my 'n vreemde ervaring nie, maar ek kon nie deelneem nie want ek het dit nie geken nie. En dit was vir my moeilik om in te skakel vir my gesin, baie moeilik om in te skakel by kerk want ek het nie geweet waaroor hulle praat nie en ek het nie geweet wat die dominee vir my sê nie en alles was net bo oor my en vervreemd van my. En eventueel het my gesin, ek is 'n tiener nog, 'n kerk ontdek wat 'n plek geskep het vir 'n gesin soos ons. Wat nie noodwendig onsself sal identifiseer met hoe Christendom eintlik moet lyk, want ons trek swaar aan die agterkant. Ons was baie jare agter met 'n lang lys van sondes. Met 'n huis waar daar baie egbreek was en 'n huis waar daar baie gesypery was. 'n Huis waar ons is eintlik nie gekwalifiseer nie, maar dit sal net so nice wees om 'n plek te kan kom waar ons sal kan inlê na die Here toe en die Here kan verstaan. En ons het daai plek ontdek en daai kerk het ons lewens verander, soveel so dat ek vandag my lewe gee om een te bou soos dit. Want ek weet in Nelspruit sit daar hoeveel gesinne wat soos myne of erger nog is. Wat sê maar ek weet nie. Kerk is nie vir my nie. Ek sukkel om te verstaan, ek sukkel om te volg, ek sukkel om te kom. Ek weet nie, is net unrelatable vir my. Soveel so dat mense sê eerder nie. Kan ons 'n kerk wees wat sê ons skep 'n plek veilig genoeg vir jou om te kom waar jy die Here kan beleef. Daai ouens. Hoe amazing sal dit wees. En daarom het ek die opdrag gegee. Gesê die volgende 2 weke nie so great preek nie, maar die 3de week. En die volgende 2 weke moet ek en jy op hierdie missie gaan. Sê okay, wie is daar? Wie is daar wat by my werk? Daar op die sportveld waar ook al my kringe is, in die boekklub en ek weet nie waar jy uithang nie. Ek weet nie wie jy bevriend is en as jy dalk 'n introvert is en sê maar ek ken niemand in die dorp nie. Ek's op my plek. Jy het 2 weke om 1 pel te maak. 1 pel. Net 1. En is maklik genoeg. Gaan net iewerste
na 'n plek toe waar jy kos kan bestel, want dan loop iemand na jou tafel toe. Dit is so maklik. Jy weet, en begin 'n gesprek. En is weird, en dit voel dalk vreemd, maar jy's bereid om deur al die vreemd te druk, en al die ongewoon te druk. Hoekom? Want hierdie hang van hemel en hel af. En as ek stil bly, gaan iemand dalk uitmis op 'n verhouding met Jesus, en ek is nie bereid om stil te bly daarvoor nie. Ons moet uitwaarts gefokus wees. En vir dit, Here, is daar twee goed wat ons moet, of twee woorde op die skerm wat ek vir ons wil opsit. 'n Christen of 'n volgeling. En as iets wat ek vandag ons almal wil mee uitdaag, en dit voel dalk klein, maar dit kan 'n groot skuif in jou hart bring. Ek wil jou vra, met hierdie twee konsepte langs mekaar, dat jy die eerste ene wat ons as Afrikaners altyd gebruik, ek is 'n Christen. Jy weet, ek ken die Here, ek is 'n Christen. As jy skool toe sou gaan en vra wie is almal hierso 'n Christene? Ja, nee, ons almal is Christene. Dis deel van ons Afrikaner, ons is Christene. Ek wil jou vra om daai woord van Christen vat en Christenskap te vat en om vandag regtig in jou binneste en jou denke te vat en om uit die deur uit te gooi. En hier is hoekom. Want Jesus het nêrens rondgeloop in sy bediening en daai woord gebruik nie. Nêrens nie. Trouwens, jy sien daai woord bitter min in die Bybel. En wanneer jy hom sien, is dit 'n woord wat die mense, die heidene, die mense wat God nie dien nie, gebruik het om te spot met die mense wat Christus volg. Ja, hulle is die Christusmense, hulle is die Christene. Hulle het gespot met daai term. Nou loop ons rond as, ek's 'n Christen. Is dit nie idee waar daai woord vandaan kom nie? Ek wil jou vra om daai woord weg te gooi. Want ons gebruik daai woord soos 'n balkie op 'n baadjie, en jy trek hom aan wanneer hy nodig is en ons haal hom af wanneer hy nie nodig is nie. Ons dra hom wanneer ons voel is gemaklik en ons gooi hom weg wanneer ons voel is nie gepas nie. Ons dra hom na Sondag kerk toe of by ons huisgesinne, maar as dit kom tussen die pelle sit ons hom neer. Ons dra hom wanneer ons ewe skielik bid om 'n etenstafel, maar wanneer dit kom by die gesprek om die tafel, dan sit ons hom neer. Ons dra hom wanneer ons voel is gepas in kringe en die regte gesprekke tussen die mense wat ook ons weet kerk toe gaan saam met ons op Sondag, maar wat van die ouens wat kuier by Henny saam met jou op 'n Saterdag? Sit ons hom neer. Gooi daai woord weg. En gebruik eerder die een wat Jesus gebruik het. Volgeling. Jesus het gesê, ek wil nie hê jy moet 'n label by my kom kry nie. Ek wil nie hê jy moet, nadat jy in kontak was met my, sê, great preek. Onthou julle daai Sondag of daai keer toe ons by die dam was en Jesus was daar en hy het hierdie preek gegee. Amazing preke. Hy sê, ek wil nie jy moet dit doen nie. Ek stel nie belang in die highlights van wanneer jy dink ek is oulik nie, sê die Here. God vra nie van ons, hou ons van hom nie. Hy nooi ons om te sê, moenie hou van my nie, kom bou saam met my. Kom volg my. Waar ek gaan jy. Waar ek loop, daar gaan jy. Wat vir my belangrik is en my missie is daarheen. En hoor mooi, as ons sê ons is volgelinge van Christus, beteken ons is op pad iewers heen. Ons is geposisioneer, ons voete loop, ons harte dink, ons is in 'n rigting. En jy kan nie daai woord volgeling gebruik sonder om aan 'n missie te dink nie. 'n Taak te dink nie. 'n Werk te dink nie. En ek is jammer om dit te sê, maar ek dink daar's te veel Christene en te min volgelinge. Invloed Kerk en die mense wat hier deel is van ons kerk en al die pad stap en jy's 'n volgeling. Ek herinner ons vandag aan waarheen is ons op pad. Om 'n kerk te skep waar nie kerkmense God kan beleef. En jy kan nie sê jy's deel van hierdie kerk en nie volg nie. En nie op 'n missie saam met ons wees nie. Nie saam met ons bid hieroor nie. Nie saam met ons dink hieroor nie. Wanneer ek op die kans sou kom en ek vra jou, luister, word betrokke by die kerk. As jy betrokke raak en jy sê, Sondag gaan ek help by die kerk, dan verstaan jy nog nie waarmee ons besig is nie. Ons wil nie jou hulp hê nie. Ons wil almal saam volg op hierdie missie. En ons gebruik hierdie taal as Afrikaners. Ja, ek help Sondag by die kerk. Hulle het gesê hulle het 'n bietjie hulp nodig by die kinderkerk. Ons gaan help bietjie. Nee, moenie kom soek jy hulp hê. Kom saam op die missie. Want weet jy wat gebeur as ons vir die kinders 'n onweerstaanbare ervaring van Jesus kan gee by die kinderkerk? Gesinne kom kerk toe. Ja, daai hardkoppige pa wat nie kerk toe wil gaan nie want hy beskou homself nie as 'n kerkmens, die kind kry sy pa hier.
En hy pa sit hier en ewe skielik hoor hy van 'n Jesus wat hy dalk nie van tevore al gehoor het of lankal van vergeet het. En ewe skielik, wow. Soos ek jou vra, raal by die kinderkerk, vra ek jy nie kom help, ek vra klim op die mission. Ons het 'n taak daar, die tieners, die taak daar. Iewers in die kerk, waar kan jy gee met jou hulpbronne? Dis nie net gooi 'n mandjie in of gee jou 10de of wat ook al nie. Moenie die boksie tik nie, want dis wat Christene doen. Volgelinge is soos enigiets moontlik om hierdie missie van hemel op aarde te bring. Ek's in. Jy hoef my nie te vra nie, ek is in. So hier is my vraag. Hoe praat jy oor jouself? Hoe praat jy oor jou verhouding met God? Is dit net Christendom? Of is dit volgeling? Want iets wat my so geïnspireer het toe ek in Amerika was, en ek sien dit hier by ons kerk ook, en dit is wat my net so dankbaar gemaak het vir ons kerk. Ek loop by die voordeur in by 'n kerk, en daar begin iemand met my praat oor hulle kerk. Hulle is net 'n vrywilliger. Maar hierdie ou klink meer passievol as wat ek al pastore gehoor het oor hulle eie kerke. Hulle is so ingekoop in die missie van daai gemeente, dat dit gaan nie oor, ag, is 'n Sondagkerk en ons help by die kerkie, ons bou aan iets hier. En die feit dat ek hier staan en mense verwelkom, ek verwelkom nie na 'n oulike erediens nie, ek verwelkom hulle na 'n beweging waarmee God besig is. 'n Beweging wat 2000 jaar terug by Jesus begin het, toe hy gesê het, uitwaarts gefokus, en ons is nou nog daar waar ons sê, uitwaarts gefokus, en as iemand inkom kerk toe, dan glimlag ons, want ons besef, hier is dalk iemand wat Jesus lank in die week mee gewerk het om hierby uit te kom. En ons is so dankbaar daaroor. En hulle praat nie net daaroor by hulle kerke nie. Ek het die voorreg gehad om saam met 'n klomp mense om hulle by hulle huise te wees en om hulle vure te sit. Besigheidsmanne, besigheidsvrouens. En as ek praat van ouens wat bekwame is in wat hulle doen en gesiene mense, dis ouens wat ver kan gaan. En weet jy wat tel ek op by hulle? Hulle almal is so op die missie van Jesus. Dat my mond oop hang, julle. Besigheidseienaars. En as ek praat van besigheidseienaars, biljoenêrs, en dis dollars. Hulle sit daar en hulle sê, toe ons hierdie plek gebou het, en ek praat nie van 'n kerk gebou nie. Dis daar waar hulle Marvel Studios skiet, die plek waar hulle entertainment doen, hulle het hierdie plek gebou. Hulle sê, ons het hande gevat met soveel kerkleiers, want ons wou hierdie plek maak, nie net vir 'n plek waar die mense kan kom en 'n besigheid kan verrig nie, maar ons wil dit posisioneer dat die koninkryk versterk kan word. En hulle het op 'n manier reg gekry, en kerke word so gebless deur daai plek. Ouens wat rondloop in hulle besighede, en ewe skielik begin hulle deur die kerk huwelikskursusse aanbied vir mense by hulle werke wat se huwelik uit mekaar uitval. Want hulle dra net hierdie missie en sê, maar nêrens anders gaan hierdie ouens kom nie. Hulle is op 'n mission, en dit was tasbaar. Dit was onweerstaanbaar. En ek kan nie help om ons te dank eerstens. Gemeente, daar's baie van ons wat hierdie leef en hierdie dra hier by ons kerk. Maar kon ook nie help om te droom, wat as meer mense op hierdie klim nie? En meer mense ernstig is oor waarmee ons besig is. Eerder is net 'n goeie preek, oulike diens. Dis nie wat Jesus se hart roer nie. Jesus steek sy hand uit en sê, wil jy my kom volg? Wil jy basies doen wat ek doen? Wil jy my hande en voete op planeet Aarde wees? Ek kan enigiemand gebruik, maar wees gefokus op die missie. En dis wat hy sy disippels mee uitgestuur het. Jy lees in Matteus 28 hierdie opdrag, waar Jesus sê, jy weet, na die hemelvaart, die week is afsluiting, en hy sê, Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toe vertrou. Gaan dan, waarmee? Met hierdie missie, en maak al die nasies my disippels, gaan haal hulle, die sondaars van die wêreld, die mense wat nie hulle self sou beskou as Christene nie, wees uitwaarts gefokus, in ander woorde. En wanneer hulle dit besef, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jesus stuur hulle uit met hierdie opdrag. En soos ek die storie vir jou gelees het, kort daarna het hulle gedwaal. Maar mag ek en jy die opdrag onthou? Daar's mense wat Jesus nodig het. Ons gemeenskap het 'n kerk nodig wat so gefokus is. Ek en jy het 'n besigheid en 'n werksplek en kliënte wat by ons verbykom, wat nodig het dat jy uitwaarts gefokus is. En jy sit dalk hier en dink, maar ek kan nie preek nie, en ek is nie 'n engeltjie nie, ek kan nie hier nie.
Jesus het na 'n tollenaar toe gegaan, julle. Hy het gesteel het by sy eie mense. Dis wat 'n tollenaar was. Hulle was beskou as erger as die honde van die tyd. Regtig. Hy gesê, kom volg my, Matteus. Kom volg my. Petrus, ja, jy met jou meer probleem. Jy. Volg my. Hy het nie engeltjies geroep, nie. Hy het sondaars geroep. En hy het geweet, as 'n sondaar besef hoeveel genade hy ontvang van my af, van die hemel af, dan weet daai sondaar hoe om hemelader toe te bring, want hy het hemel beleef. Hy weet om ander lief te hê met die liefde van Christus, want hy daai liefde beleef. En dis die opdrag wat elke gelowige het. Elke volgeling het. Is dat ons die liefde van Christus na hierdie wêreld toe vat, na mense wat dit nie ervaar nie. So, ons het 2 weke, julle. 2 weke om mense te gaan identifiseer, wat ons weet, luister jy, hulle stoei in hulle geloof of ver van die Here af, en doen wat jy kan doen om hande te vat met hierdie missie, probeer hulle hier uitkry, tot op die 3de week. En ons vertrou die Here, dat wanneer hulle kom, iets amazing in hulle harte sal gebeur. Dat hulle die Here sal sien, sal ervaar, en dat die hemel sal voller word. Want weet jy wat? Die doel is nog altyd, soveel as moontlik siele. Maak die hemel vol. Dis die job. Gemaak hom oorvol. Gebruik mooi woorde as jy moet. Ek het al pelle vir my gesê, luister, ek weet jy glo nie Here nie, en ek doen, jy weet ek's 'n pastoor, en ons respekteer mekaar daarvoor, maar ek het net vir my die woorde al gesê, maar weet jy wat, die hemel sal dalk bietjie leer voel sonder jou daar. Ek wil jou so graag daar hê. Kan ons nie dalk net 'n gesprek hê oor hoekom stoei jy met Jesus nie? Doen wat jy moet doen. Klop aan daai deur. Hierdie gesprek met die mense, want daai siel is te waardevol om te laat gaan. En ek weet jy ken 'n paar, en introverte, ek weet hierdie week gaan jy 'n paar ken. Maar ons het werk. So kom ons sluit ons so, en bid ons saam. Hemelse Vader, dankie Here dat U nie net aarde toe gekom, U seun aarde toe gestuur het 2000 jaar terug, en gesê het gaan sterf aan 'n kruis en staan op uit die dood en Zimzalabim, nou is ons klaar nie. U het mense geroep, Here, al 2000 jaar terug. Jesus het U hulle wakker gemaak, uitwaarts gefokus gemaak, gesê daar's mense wat my nodig het. En U het gekom vir die verlorenes, Here. En U taak is nog nie klaar nie. U werk is nog nie klaar nie. Ek bid, Here, dat U asseblief 'n naam vir ons sal gee. Maak ons harte sag vir die mense en gee ons die waagmoed, Here, om te doen wat nodig is om daai mense naby aan U te kan kry. Of dit nou 'n gesprek is, of dit 'n uitnodiging is, of dit 'n braai is, of dit 'n bier is, Here, enigiets, sodat ons kan sê, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe. So Here, dankie daarvoor. En dankie Here vir ons as 'n gemeente wat hier in Nelspruit sit en dit voel so klein. En party dae Here voel dit so soos net 'n asem in die wind. Maar tog Here, gebruik U ons. Roep U ons en steek U hand uit, selfs na Invloed Kerk toe uit vanoggend en sê, volg julle. Kom julle. Ons het werk. En Here, dankie daarvoor. Ons eer U vir dit en in Jesus se naam, Here. Ons almal sê saam. Amen en amen.